Male cats. The male cats are probably one of the biggest problems in Parys as far as spreading disease is concerned. A male cat is by nature a very territorial animal and will guard and protect his area and his females to the point where he actually becomes a nuisance in the neighborhood. So if you have a large tomcat that is unneutered in your neighborhood, you will find him entering into your house uninvited, eating your cat's food uninvited, bullying your cat uninvited, terrorizing your cat uninvited, ripping your furniture to pieces, often shredding the curtains when he escapes, urinating in your house, and generally making a nuisance of yourself. It is very sad to say, but a lot of these cats end up getting shot with airgun pellets, or they get poisoned in an attempt to get rid of them. What would probably be a much better idea would be to try and catch them and neuter them and re-release them so that they can carry on living in that area without all that testosterone that sends them around the neighborhood to producing new kittens all the time, but still allowing him to have his area where he is the main man so that no other new tomcats can come into the area. Met katte is daar baie probleme met die mannetjies katte ook, wat die sproei in die huis aanbetref. As 'n mens 'n mannetjies kat ongekastreer los, langer as sê nou maar 18 maande, is daar gewone klagtes van die eienaars dat die katte begin stink en die huis begin stink. Hulle skei manlike katte skei 'n redelike skerp reuk af. En as hulle dan nog die meubels sproei of die matte sproei, dan kan 'n mens naderhand jouself verskriklik vererg vir die kat, want die kat laat die hele huis stink en die kat stink ook. Dit is nie noodwendig die kat se skuld nie. As 'n mens hom sou reggemaak het, sou dit nooit gebeur het nie. 'n Mannetjies kat is ook baie lief om te baklei. Soos ek net nou gesê het, is hy lief om sy wyfies te beskerm in sy omgewing en ook om sy area te beskerm. So hy is baie lief om rond te loop en letterlik bakleierye te soek met ander katte in 'n poging om sy area te beskerm. Dit lei tot baie probleme. Behalwe die feit dat 'n mens kwaad raak vir die kat wat jou kat sopas 'n pak slaag gegee het, staan jou kat 'n baie goeie kans dat hy van die bakleiery 'n abses optel. So in die lente, wanneer dit teelseisoen is by die katte, sien die veeartse oor die algemeen 'n redelike toename in absesse by katte. As jou kat ook saam baklei, dan sal jy gewoonlik vind dat die abses op die voorste deel van die liggaam is, met ander woorde in die gesig of om die nek. As jou kat 'n onderdanige kat is en nie eintlik 'n bakleier is nie, dan sal jy gewoonlik sien as die absesse meer op die agterste helfte van die lyf, want hy probeer gewoonlik wegkom van die straatboelie wat hom 'n pak slaag gee en dan word hy gewoonlik op die boude gebyt of op die stert gebyt. So absesse is 'n baie groot probleem as 'n mens sit met ongekastreerde mannetjies katte. Wat tog erger is die absesse, is ongelukkig die siektes wat oorgedra kan word deur katte as hulle so baklei. Die twee algemeenste siektes van hierdie is katleukemia en katvigs. Albei van hierdie is virusse en albei hierdie virusse kom redelik algemeen in Parys voor. Die katvigsvirus is baie soos die mensvirus. Die katte kan nie die mensvirus optel nie en die mens kan ook nie die katvirus optel nie. So dit is nie dat dit aansteeklik is na die mens toe nie, maar die effek van die virus is baie dieselfde as by die mens. Baie van die katte kan draers wees van vigsvirus vir baie jare, as ook van die leukemia virus, sonder dat hulle enige simptome toon, maar dit steek natuurlik verder heeltyd aan. So as jou kat nou een van die virusse opgetel het by 'n mannetjies kat in die omgewing, kan hy vir 'n hele paar jare die res van die katte in jou huishouding ook aansteek, sonder dat jy enigstens bewus is van die feit dat hy self 'n siekte dra. As hulle dan simptome toon, soos byvoorbeeld koors, gebrek aan eetlus, gewigsverlies, 'n bleekheid van die slijmvliese, dan is dit ongelukkig baie kere al te laat vir daai spesifieke kat en moet hy eventueel noodgedwonge uitgesit word. Daar is inentings beskikbaar vir die siektes, maar dit is baie makliker as 'n mens net jou mannetjies katte kastreer en die siekte probeer voorkom op daai manier as om staat te maak op inentings. Die inentings is redelik duur en moet ook gereeld toegepas word. So dit is makliker om die mannetjies katte te kastreer. So in totaliteit, as 'n mens 'n mannetjies kat sou kastreer, wil ek amper sê is daar meer voordele as wat daar nadele is. Die enigste nadeel wat ek aan kan dink in terme van 'n katkastrasie is dat die mannetjies kat makliker gewig gaan optel.
In die afwesigheid van testosteroon tel hulle definitief makliker gewig op. Dit beteken gewoonlik dat hulle ook meer by die huis is, want hulle die behoefte nie meer om rond te loop nie, en hulle is gewoonlik 'n bietjie gemakliker as hulle bietjie vetter is, en hulle raak letterlik luier om so baie rond te loop. So selfs die gewigstoename wat dalk mag intree, wil ek amper sê, het meer voordele as nadele. So daar is geen goeie rede wat ek kan dink om nie jou mannetjieskat te kastreer nie.